jou sê baie dankie. Vandag begin ons met 'n hele nuwe reeks. Dankie dat jy geduldig is met my as ek 'n fout maak, as ek verkeerd lees of iets. Ag, baie dankie net daarvoor. So ja, dis lekker om in die teenwoordigheid en in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ons begin vandag met lesing 26 en ons gaan praat oor die krag van gebed. So ek wil jou bemoedig, jy het tot hier gekom, baie geluk en dit is lekker. Hou vas, doen dit. Dis 'n wedloop, is nie 'n resies nie. So dit beteken, doen dit op jou tyd. Wat lekker is van die aanbiedings is op die tegnologie, is dat jy kan op pause en rewind en stop en waar jy in 'n klas gesit het met jy oplet en notas maak, as dit verby is dit verby. So dis die wonderlike gedeelte van dit. So baie welkom. Ons gaan vandag praat oor die krag van gebed. So jy het jou Bybel en jy het jou notaboekie en luister maar wat ek sê. Ons gaan lekker deur dit werk. So baie dankie vir jou liefde. Laat toe dat die Heilige Gees binne in jou werk en laat toe wanneer jy bid, dat jy oor die woord bid en dat die woord vir jou sal uitstaan en dat jy dit sal verstaan. Jy sal nou sien. So, ons kyk gou na Matteus 6. Matteus 6 kom die Here en hy leer ons 'n wonderlike gedeelte. Hy sê, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Maar dan kom en dan sê, maar voorwaar ek sê vir julle, dat hulle het hulle loon weg, maar jy wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer. Dis baie belangrik, dis waar ek vandag met jou oor wil praat, dis waar ons die krag van gebed ontdek. Nou baie gelowiges lewe in neerlaag en frustrasie en behaal selfs die beste wat God vir hulle lewens het, omdat hulle nog nie die krag van God ontdek het nie. Hulle het nog nie geleer wie hulle in Christus is nie en hoe die geestelike gesag en autoriteit in gebed tot uitvoering werk en om dit tot uitvoering te bring nie. Goed, ek wil iets sê vir jou. Daar is 'n oseaan, as ek dit vir jou so kan illustreer, van God se krag. En oseane is groot, baie waters. Man, ek weet nie eens hoeveel liters nie, maar as jy dit kan vat, diepte, as ek dit net vir jou kan sê, 'n oseaan, jy weet hoe 'n oseaan is daar van God se krag. Liefde, rykdom, genade, kennis en wysheid. Verkrygbaar vir hulle wat gewillig is. Hoor gou mooi, vir hulle wat gewillig is om alles op sy te sit, die wêreld op sy te sit en God te soek. Ek wil jou bemoedig vandag. Kom ons kyk 'n bietjie. Leer hoe om met God te kommunikeer en gemeenskap te hê. Dis nie net 'n gebed. Jy moet leer hoe om met God te kommunikeer. Jy moet leer hoe om met God 'n gemeenskap te hê. En dit is die sleutel, nie alleen tot geestelike sukses nie, maar ook in alle areas van ons lewe. Ek kan jou dit beloof vandag. As jy sê vandag begin ek met dit en jy gaan dit verstaan, gaan jy sien mettertyd hoe jy nie net in jou geestelike lewe nie, maar ook in alle areas van jou lewe sukses sal sien. Gebed is goddelik georden, hoor mooi mense, en sal nooit misluk as dit met God se wil ooreenstem nie. Onthou dit. God het dit ingeorden. Jesus het ons geleer om te bid. Hy het sy disippels geleer. Hy het die mense geleer. Ons leer dit in die woord. Ons verstaan dit. So hy het sy seël op dit gesit. Ek gaan nog 'n bietjie later iets oor dit sê. En dit kan nie misluk nie. Wanneer ons in die wil van God is, sal God daarmee ooreenstem. Daarom sê hy, wat ook al julle in my naam mag vra, maar dit moet in die wil van God wees. Ek wil jou vandag bemoedig om te sê, gebed werk. Gebed is een van die mees gewyde en waardevolste werktuig wat God vir ons deur die eeue gegee het. Ek onthou, toe ek begin leer het, Bybel lees en verstaan het en dit gehoor het, hoe God direk met Moses gepraat het. Daai tyd het hy direk met sy volk gepraat. God was by hulle. En toe het hulle later dan gesê, maar nee, praat deur Moses. En toe gaan sonder Moses hom af. Vir 40 dae gaan Moses op die berg Horeb en hy gaan praat met God. En toe hy terugkom, toe was die volk ongehoorsaam. Toe het hulle 'n goue kalf gemaak. Julle ken almal die storie.
Hoe wonderlik sou dit nie gewees het, as ons direk ook met God kan praat nie, maar ons doen. Ons praat met hom, ons moet net wag op hom, ons hoor die inleiding en die toewyding en die gewyde waardevolste werktuig van die Heilige Gees wat deur die eeue heen met ons praat. Alles na Christus. Want hy sê, ek het julle aan 'n trooster gelaat. En dit is ook so. Dit is die middel wat ons van aangesig tot aangesig met 'n lewende God bring deur Jesus Christus. Dit is 'n weg waardeur ons in 'n geveg met die geestelike wêreld betrokke raak. Mense, dit is nie net dankie Here, dit is ook 'n dankbaarheid. Maar ek wil vandag vir jou sê, dis 'n geveg. Dis 'n geveg deur die geestelike wêreld. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar deur die owerste van hierdie lig. Gebed skep ook 'n honger in ons wat ons gees inspireer om onsself in God se teenwoordigheid in te dompel en bring ons op 'n nuwe vlak van geestelikheid en begrip. Die belangrikheid van gebed kan nooit onderskat word nie. Moet nooit in jou lewe sê gebed werk nie. Dit kan nie onderskat word nie. My en jou brein kan nie dink hoe die krag van gebed kan werk nie. Ek het al gesien deur die jare het baie godvreesende mense die egtheid en werklikheid daarvan bewys. Hoe baie het siekes nie gesond geword nie. Hoe baie het daar nie wonderwerke plaasgevind nie. Selfs ek het 'n wonderlike getuie om te vertel van wonderwerke deur die krag van gebed. Dit kos net om in die geloof te staan, die werktuig te wees en God te vertrou. Die krag is deur miljoene ondersoek en oortreffelik gevind. Dit het baie mense deur die jare gevorm, lewens verander, God se skatkamers ontsluit en mense gevul met die krag van God in oorvloed. Wanneer jy gedink het, dit is onmoontlik, kom God en jy roep hom aan en dan wys hy vir jou, maar by die mense is dinge onmoontlik, maar by my is alles moontlik. So hy ontsluit daardie skatkamers en hy maak dit vir jou oop en dan wys hy en dan vul hy jou met die krag. Gebed is net 'n bylowige skyning, geliefdes. Ek wil hê jy moet dit baie mooi hoor vandag, Bybelskoolstudente. Nee, gebed is die kanaal van krag. Ons praat en ons begin met 'n reeks, die krag van gebed. Ons geestelike perdekrag is afhanklik van die erkenning van die belangrikheid van gebed. Dit help my en jou om beter leiers te wees en fyner ingestel te wees vir die stem van die Heilige Gees. Dit is wat dit doen. Dit is noodsaaklik dat elke kind van God kennis van gebed het. Dit verskerp ons verhouding met die Here en ons vernootskap om in hom te groei in alle aspekte van ons lewe. Nie net in sekeres nie. Sondag, wanneer ons na die byeenkoms toe kom, is daar nie 'n klopmasjien by die kerk. Ons klop nie in by God. Dit in alle aspekte van ons lewens, van aand en dag, is ons betrokke met ons verhouding en dit verskerp ons verhouding met die Here. Dit versterk ons geloof en skenk geboorte aan God se visie en planne vir ons. Ja, ek en jy is deel van God se visie en ons is deel van God se geestelike gemeente. Dis wat die woord sê en hy het planne vir ons. My lewe was nog nooit weer dieselfde vandat ek hierdie wonderlike geheim ontdek het nie. Ek kan dit onthou. Ek onthou my eerste 3 jaar as 'n Christen was 'n kenmerk as 'n droë geestelike tyd. Want ek het alles probeer om my eie krag te doen. Nie moedswillig nie. Maar dit is hoe ek gedink het 'n mens moet dit doen. Ek het baie woord gelees, ja. Maar ek het nooit regtig geweet hoe om te bid nie. Ek het nooit regtig geweet hoe om te bid nie. En een van die redes was ek dat ek baie keer ook te veel tyd saam met lou, warm Christene en godsdienstige mense spandeer het. Dit is een ding om gered te wees, hoor baie mooi, en 'n ander om in die volheid van God se gees te wandel. Dis een ding om te sê ek is 'n kind van God, maar dis 'n ander ding om te sê dat ek in die gees, in die volheid van die gees van God. Met ander woorde, ek wag op God. Ek luister vir God. Ek verstaan gebed. Ek verstaan hoe om met God te kommunikeer. Ek verstaan hoe om 'n gemeenskap te kan hê met God. God wil hê dat ons in sy volheid
moet wandel, ek en jy. En dit kan net gebeur wanneer ons onsself oorgee aan die heerlikheid van sy krag. En wanneer dan die krag binne in ons begin vloei. Kan ek gou vandag vir jou sê, die duiwel sal enige hindernis op ons pad lê om ons te keer, om te bid. Ons sal in die slaap raak, ons sal besig raak, daar is baie dinge. Ons gebede blokkeer sy krag. Dit is die krag van gebed. Wanneer ek en jy bid, blokkeer dit die vyand se krag. Dit vernietig sy planne. Dit vernietig sy bose skemas en bewegings wat hy het. Hy word kragteloos deur my en jou gebed. Daarom wil ek vandag vir jou sê, 'n kerk wat bid, 'n kind van God wat bid, die duiwel kan nie vatplek kry in jou lewe. Mense verstaan dit. Jy maak sy werke kragteloos. Dis die krag van gebed. Wanneer Christene bid, bring hulle gebede, verwarring en verdeeldheid in die koninkryk van Satan. Hy vlug weg. Jy neem autoriteit oor hom. Gebed verbind jou met God en versterk jou geloof. Jy voel minder alleen, jy ervaar innerlike vrede, jy kry hoop in moeilike tye. Gebed is kommunikasie met God op 'n baie hoër vlak. Hier kom jou opdrag. Skryf jou opdragte neer. Die opdragte sal nou ook hier op die skerm verskyn. Ek gaan vir jou 2 vrae gee wat jy vir my moet antwoord. Maar ek wil hê jy moet dit vir my baie duidelik antwoord. Gaan staan stil, gaan doen ondersoek, gaan kyk dit, gee vir my skrif hoe jy dit ervaar, uit jou eie ervaring. Daar kan nie verkeerde antwoord wees nie. Jy kan ook vir my skryf by die een vraag, maar ek is ook waar jy daar was, in 'n geestelike droogte. Al wat ek wil hê is, jy moet net vir my eerlik sê. Jy moet eerlik antwoord. Vraag 1. Wat is beskikbaar vir die wat God soek? Wat is beskikbaar vir die wat God soek? Jou tweede vraag, en hier moet jy vir my nou nogal volledig antwoord. Moenie vir my net 'n kort sin skryf nie. Gee vir my 'n hele goeie gedeelte. Die kan ek maar sê, soos hulle sal sê, die pros en die cons, hoe jy dit ervaar. Definieer gebed. Die tweede vraag is, definieer gebed. En om dit te kan doen is dat, ek gaan vir jou ietsie sê, hoe ek met God praat en hoe ek na God luister. So ja, mag dit vir jou 'n wonderlike ervaring wees om hierdie opdrag uit te voer. Wat is beskikbaar vir die wat God soek en definieer gebed. Daar's 'n vraag 3. Kom ek gee vir jou vraag 3. Hoe beïnvloed gebed ons verhouding met God? Skryf dit vir my neer. Hoe beïnvloed gebed ons verhouding met God? Geniet dit lekker, tot 'n volgende keer.